tyd gaan dit vir ons oor die kind. En wanneer Kan dit jy oor my die kind hoor? gaan en meer oor die kind as die kurrikulum, dan beteken dit ons moet die kind en die kind se Ek brein kan niks hoor ongelooflik nie. goed verstaan. En die oomblik as ons verstaan dat Het die kind jy ook se nie klank nie? brein afhanklik is van sensoriese inligting. En ons verstaan dat wanneer ons net vir 'n kind vertel die ore en wys die oë, dan is ons besig om met die gepaarde sintuie te werk. En wanneer ons met die gepaarde, wat 'n gepaarde sintuig? Daar's twee man, twee ore en twee oë. Wanneer ons met die gepaarde sintuie werk, dan werk ons, kan jy daai lekker brein sien daarbo? Kan jy die netjiese middellyn sien wat ons so hard aan werk om te vestig en dan te kruis? Die gepaarde sintuie werk met die twee kante van die brein. So dit is baie belangrik. So wanneer 'n mens vir 'n kind, en onthou hier gaan dit oor leesgereedmaking. Wanneer ons 'n kind wil gereed maak vir lees en ons wys en ons vertel net, met ander woorde ons gebruik net die oë en die ore, dan is ons besig om nie die kind te onderrig op die manier wat toepaslik is vir 'n voorskoolse kind nie. So die oomblik as ons, volgende een, die oomblik as ons mooi verstaan, Chantal, volgende een, dat ons multisensories moet werk. Multisensories is nie iets wat jy afstik op 'n lysie nie. Multisensories beteken baie meer van my sintuie werk gelyktydig as my oë en my ore. Ja, kan julle sien hier onder op die lysie? Ons lees ons van links na regs. Kan julle sien die oor en die oog is daar, tweede laaste en heel laaste. Want dis die twee laaste sintuie wat ontwikkel. Hierdie is fenomenaal belangrik. Wanneer ons praat van multisensoriese leer, beteken dit die vel wat daai hand verteenwoordig jou vel. Daai enetjie wat so beweeg, verteenwoordig jou propriosepsie, vestibulêre stelsel en jou kinese. O genade, dis groot woorde, maar weet net, dis daai antisipering van beweging. Dis nie beweging nie, maar dis 'n sintuig. Maar dit is propriosepsie, dis die vestibulêre stelsel en kinese, is hoe moet jy jou spiere stel om te kan leer en beweeg. Baie belangrik. So kom ek gaan terug. Eerste sintuig wat ontwikkel is die vel. Hand verteenwoordig die vel, grootste sintuig van ons liggaam. Tweede lot sintuie wat ontwikkel is die binnesintuie. Dis hoekom hy so 'n bietjie gryserig is, nie wit soos die ander sirkels nie, want die ander sirkeltjies, die ander sintuie vertel vir ons wat gaan in my omgewing aan. Maar daai tweede een, jou proprioseptore, jou vestibulêre stelsel en jou kinese, hulle help vir ons, hou hom net daar. Hulle help vir ons om onsself te oriënteer in die ruimte. En as hulle eers in plek is, daai eerste twee, dan kom die sintuig van reuk en smaak. En onthou julle, ons het net een vel. Ons het net een stel, een binnesintuiglike stelsel. Ons het net een neus en een mond. Kom julle agter, daai een vel, een stelsel, vestibulêre en binnesintuiglike stelsel, een neus, een mond is meer primêr. Want ons het net een hart, ons het twee kante van die brein, maar ons het een hart. En die oomblik wanneer ons vir 'n kind, 'n voorskoolse kind op 'n speelse wys, kyk hierdie kinders se gesiggietjies hulle. Lyk dit soos 'n kind wat agter by 'n tafeltjie sit en reguit lyn en vir die juffrou kyk en luister. Nee, dit is nie, want dit is nie in die aard van die voorskoolse kind nie. Dit is nie aard van die voorskoolse kind om met soveel sintuie multisensories as moontlik ook die ore en die oë, maar veral eers ons enkelsintuie. Dis ontsettend belangrik in hoe in die lewe speel 'n mens as jy nie multisensories speel nie. So wat nou gebeur, so die brein bedra dit op een van twee maniere. So die brein bedra deur herhaling, multisensories het ons klaar oor gepraat. So met ander woorde, hoe meer sintuie betrokke is in 'n leerervaring, hoe vinniger leer 'n kind. En hoe meer herhaling daar is, en as dit spelende wys is, en daar's pret, weet julle wat gebeur volgende? Daar ontwikkel breinpaadjies. Sien julle daai paadjie wat so deur die lang gras werk? Die brein werk net soos mense wat in die platte land deur lang gras tussen hulle huis en die werk loop. En julle weet aanvanklik, as mens so deur lang gras loop, dan gaan dit stadig man, want jy moet beur deur daai lang gras. Jy weet nie as daar dalk 'n slangetjie hier iewers nie. So dit is stadiger en dis meer moeite en is moeilik.
Maar as 'n mens 'n paar keer op 'n prettige spelende manier met en jy kan dit nie doen sonder om multisensories te leer nie en herhaal, dan bou jy soos wat jy hier in die grasveld sien, dan bou mens breinpaadjies